Wat 'n voorreg om vanmôre, die laaste dag van 2025, nog steeds stil te word met God se woord. Sy woord is eerste in ons lewe. Ek is Rinus van Sion in Parys. En vanmôre wil ek met jou praat oor my hart, en dis deel die evangelie. Ek lees vir jou uit Openbaring 14, vers 10 en 11. Hulle sal ook gefolter word. Daai woord gefolter is dieselfde woord as gepynig of getoets of beproef. Hulle sal ook gefolter word in die vuur en swaal in die teenwoordigheid van die heilige engele en die lam. Die rookwolk van hulle foltering styg vir altyd na bo, en hulle sal dag en nag nie rus nie. Dit is hulle wat die monster en sy standbeeld aanbid en wat die merk van sy naam dra. Diegene wat beweer dat die hel nie 'n letterlike plek is nie, of dat dit nie vir ewig sal duur nie, het die Bybel nog nie gelees nie. Trouwens, Jesus het meer oor die hel geleer as oor die hemel. En daarop roep die engel met 'n harde stem en waarsku mense om die merk van die dier te verwerp. Die hel is werklik. Dis nie 'n spel nie. Ek dink aan die 20ste hoofstuk van Jesaja, waar die mees verstommende ding gebeur het. Alhoewel die Assiriërs in hul rigting op pad was, het die volk van Israel die bedreiging nie ernstig opgeneem nie. Ag kom nou, het hulle gedink. Ons sal beslis nie deur die Assiriërs uitgewis word nie. Toe sê God vir Jesaja, die welsprekende redenaar, die geleerde, die welsprekende profeet, die spel is hoog, maar die mense luister nie. Dis wil ek hê, jy moet jou sandale uittrek, jou klere uittrek, en 3 jaar lank naak deur hierdie streek loop. Jesaja was gehoorsaam. Waarom is hy beveel om dit te doen? Omdat die mense so gewoond geraak het aan die profetiese woorde, dat hulle nie op die boodskap aggeslaan het nie. God het dus hierdie gewaagde stap gebruik om hulle aandag te trek en om op die feit te illustreer dat die Israeliete, as gevangenes van die Assiriërs, naak deur die woestyn in ballingskap gelei sou word. Soos Jesaja, leef ons ook in kritieke tye. Julle het familielede, ek het vriende, ons het kollegas wat hel toe gaan omdat hulle, soos die Israeliete, gewoond geraak het aan die dreigement van die hel. Maar die spel is hoog vir ons om net te sê, wel, wat ook al. Nee, ons moet die naakte waarheid met hulle deel. Nie ons liggame ontbloot nie, maar ons siele ontbloot. Maar hulle sal vir ons lag, sê jy. Wat dink jy het hulle aan Jesaja gedoen? Hier in Openbaring preek die engel met 'n harde stem, moenie die merk neem nie. Jy sal vir ewig gepynig word. Mense is selfs vandag in verdrukking. Deel die ewige evangelie met hulle, en soos die engele, sal jy in hemelse plekke sweef. Mag die Here jou seën in hierdie dag. Amen.